Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard en dit is my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons gaan vandag lekker saam kuier, dit is die laaste week in ons reeks oor die Heilige Gees. Volgende week skop ons 'n nuwe preekreeks af wat gaan oor aanbidding. Dit vloei eintlik so mooi uit hierdie reeks uit. Maar voordat ons saam kuier uit die Bybel uit oor die werking van die Heilige Gees in my en in jou lewe, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie tyd eenkant kan sit en dankie Here dat U so betrokke is in ons lewens, dat U deur U Gees in ons woon en werk. Dankie. Dankie dat hierdie lewe waartoe U ons roep nie iets is wat ons op ons eie hoef te probeer doen nie. Maar dat ons saam met U kan lewe en werk in ons lewens en in U wêreld. Ons bid Here dat U vandag, soos wat ons laasweek gebid het ook, ons verligte oë van die verstand sal gee. Dat die Gees so in ons sal werk, dat ons so duidelik sal sien hoe ons saam met U kan werk in U wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So dit is ons laaste week in hierdie preekreeks, 'n storie van vervulling, waar ons gesels oor die inwoning en werking van die Heilige Gees in my en in jou lewe. En volgende week gaan ons, soos ons reeds gesê het, aan met 'n nuwe preekreeks, aanbidding, en die twee vat so mooi hande. Maar kom ons begin weer waar ons begin het met die reeks. Romeine 8 vers 9, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons vertrekpunt is, die Nuwe Testament maak dit baie duidelik, daar is nie so iets soos 'n Christen sonder die Heilige Gees nie. En hoor mooi hoe Paulus praat oor die Heilige Gees. In dieselfde vers, die vers begin so, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Dis nie net dat die Heilige Gees 'n Christen se lewe aanraak nie, of dat Christene sekere tye besoek word deur die Heilige Gees en ervarings het nie. Dis dat die Gees in ons woon. Ons praat van die inwoning van die Heilige Gees as die geskenk wat God vir elke een gee wat in Jesus glo. En dieselfde Paulus wat skryf oor die inwoning van die Heilige Gees, gee ook 'n opdrag, nie 'n voorstel nie. Dis nie so stopstrate in Mosselbaai, 'n goeie voorstel nie. Dis 'n opdrag, Efesiërs 5 vers 23. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Dis 'n opdrag. Omdat die Gees in ons woon, kan ons ook nou 'n lewe van vervulling met die Heilige Gees lewe. En dis die lewe waartoe die Bybel ons oproep nou. Dis nie net, ek het hierdie geskenk eenmalig ontvang en nou gaan ek aan nie. En die beeld wat ons gebruik om mekaar te help, onthou ons praat oor God en sy Gees. Ons kan nooit God en sy Gees presies in woorde beskryf nie, maar 'n beeld wat ons help om te verstaan hoe wil die Gees wat nou reeds in ons woon, ons vul, is die beeld van wind en 'n seilboot. Dieselfde Griekse woordjie en Hebreëse woordjie wat vertaal word met Gees, kan ook vertaal word met wind of asem. Wanneer ons kyk na 'n seilboot, die seile maak nie die wind nie. Die wind van God se Gees het nou in jou kom woon. Hy waai in jou. Maar 'n seiljag kan nie beweeg as die seile nie na die wind gespan word nie. Dis wanneer ons die seile span, kaptein span die seile, wat die wind die seile kan vul en wat die krag van die wind
die seiljag kan vorentoe stuur. En in my en jou lewe is dit so iets. Die Gees wat nou in ons woon, wil ons ook vul. En daarom het ons in hierdie reeks gepraat oor die 3 dinge wat die Nuwe Testament uitlig, wat die Heilige Gees in elke Christen se lewe wil doen. Vers 10 in Romeine 8 skryf Paulus, maar as Christus in julle is. Hy sê nou net, dis die Gees van God wat in ons woon, en nou sê hy, as Christus in julle, is dit nou die Heilige Gees of is dit Jesus? En dis die eerste ding wat ons gesien het, die Nuwe Testament uitlig. Selfs as Jesus oor die Heilige Gees praat in Johannes 14, dan sê hy, ek kom na julle toe. Die Heilige Gees maak Jesus persoonlik teenwoordig, nie net in jou lewe nie, in jou, binne in jou. Deur die Gees kom woon Christus in jou. En Jesus het gesê, as hy kom, kom die Vader ook. Ons sal na hom toe kom, Johannes 14, en by hom woning maak. So, hoe span ek my seil? Leer om te lewe vanuit die teenwoordigheid van die Here in jou. En dan in dieselfde versie sê Paulus, as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Daar's 'n ou manier van mens wees, sonde. Maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Daar's 'n nuwe manier van mens wees. Dis die tweede ding wat die Nuwe Testament uitlig. Die Heilige Gees wil ons transformeer. Hy wil ons verander in hierdie nuwe mens wees in wat ons sien as ons na Jesus kyk. En ons het hier gepraat oor die vrug van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil my en jou help om die heeltyd te lewe vanuit die Here se teenwoordigheid, en hy wil ons help om ou maniere van mens wees, sonde, doelmis maniere van mens wees, af te lê, en nuwe maniere van mens wees, die karakter van Jesus, op te neem, in te oefen, in dit in te groei. Die Heilige Gees transformeer ons in nuwe skepingsmense in, die vrug van die Gees. Ons het verlede week hieroor 'n bietjie verder gekuier. 'n Boom dra nie vir homself vrugte nie. Wanneer die Gees ons transformeer, is dit vir dit wat God in die wêreld wil doen. Vers 11, ons het nou 9, 10, nou vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Opstandingslewe. Jesus het uit die dood uit opgestaan, en deur daai selfde Gees waardeur God Christus uit die dood uit opgewek het, kom woon hy nou in ons. Opstandingslewe het in ons begin werk. En ons het verlede week gesien, Johannes 7, by die fees waar die Jode altyd gebid het vir reën en die opstanding uit die dode, sê Jesus, hy wat in my glo, strome van lewende water, sal nie net in hom vloei nie, sal uit sy binneste uitvloei. En dan sê Johannes, dit het hy gesê van die Gees, wat die wat in hom glo sou ontvang, maar die Gees was nog nie daar nie, want Jesus was nog nie verheerlik nie. Er moes nog iets gebeur, sodat God se Gees nie net meer in sekere van sy mense woon en werk nie, maar aan al sy mense. En toe Jesus verheerlik word, toe ons nou sy tempel word, deur dit wat hy gedoen het aan die kruis, toe kom Jesus na sy disippels toe en sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En toe blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Vriende, die Heilige Gees maak Jesus en jou Vader persoonlik teenwoordig in jou. Maar jy kan nie Jesus skei van sy koningskap nie. Dis wie hy is. Hy is die Christus. Die gesalfde koning woon nou in jou deur die Heilige Gees. Jy kan nie ons Vader skei van sy verbond om die skepping wat hy geskep het, nie te maak. En daarom as God, ons Vader, die Here Jesus, in ons woon deur die Heilige Gees, is dit 'n stroom van lewende water. Dis 'n vrug wat nou iets in die wêreld wil doen. Dis nuwe skepingslewe, opstandingslewe, wat nou deur ons dinge in die wêreld
nuut wil maak. En dit is waaroor ons verlede week gekuier het. Die Heilige Gees bemagtig jou, ek hou van die Engelse woord, energize jou, en hy lei jou vir God se werk in hierdie wêreld. En hieroor gaan ons dan vandag 'n bietjie meer spesifiek kuier. Hoe wil die Here my bemagtig en lei vir sy koninkryk in ons wêreld? En ongelukkig moet ons nou maar net dit weer sê. Soveel Christene wonder, hoe weet ek het die Heilige Gees? Ek hoop jy weet nou al dat die Gees in jou woon as jy in Jesus glo. Jy kan nie sê dat Jesus die Here is sonder die Heilige Gees nie. Maar net so is al soveel Christene, as dit kom by die Here se werk, die koninkryk van God, dan diskwalifiseer hulle self. Dit is seker nie vir my nie. Ja, party mense het 'n roeping, ek het 'n beroep. Nee, my vriend, ons almal staan nou voltyds in diens van Christus wat in ons woon, die gesalfde koning, ons Vader wat sy skepping nuut maak. Ons is elkeen deel van die roeping vir God se missie, sy koninkryk in ons wêreld. Hoor hoe sê Paulus in vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dis vir my baie vreemd dat ons altyd die versie so omlees. Baie Christene, ek weet nie of die Heilige Gees my lei nie, so dan is ek seker ook nie heeltemal 'n kind van die Here nie. Jy weet, ek is nie so 'n groot Christen nie. Daar is nie so ietsie. Daar is nie so iets soos 'n Christen wat nie deur die Heilige Gees gelei kan word. Jesus sê Johannes sê aan almal wat Jesus aangeneem het, het hy die mag gegee om 'n kind van God te wees. As jy 'n kind van God is jy nou geposisioneer, die Gees woon in jou, sodat hy jou kan lei. So jy moet daai manier van dink uit jou kop uitkry, dat net sekere mense in diens van koning Jesus staan. Net sekere mense het 'n roeping vir God se koninkryk. As jy in Jesus glo, het Jesus jou geroep. Hy het jou gekies. Hy sê nogal, jy het my nie gekies nie, ek het jou gekies. En jou in hierdie wêreld geposisioneer, sodat my Gees jou kan lei. Ek hou van hoe die Engels die message dit parafraseer, daai stukkie van die Heilige Gees wat nou almal van ons wat in Jesus glo lei. God's Spirit beckons. There are things to do and places to go. This resurrection life you receive from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, "What's next, Papa?" Ons is kinders van die Vader en deel van die Vader se missie. Ons is familie op missie. En daarom het die Vader vir ons sy Gees gegee, sodat sy Gees ons kan bemagtig en kan lei. Asseblief, ons kan nie eers verder praat as jy nog jouself diskwalifiseer van die prentjie nie. Jy is deel. As jy in Jesus glo, het God se Gees in jou kom woon, sodat hy jou nou kan bekragtig. En vriende, uit my eie lewe uit en in baie mense se lewe het ek hierdie ding al gesien, oor en oor. Wanneer mense begin fokus op God se koninkryk en die missie van sy koninkryk in ons wêreld wat dinge wil nuut maak en 'n bietjie wegkyk van hulle self af na koning Jesus toe wat koning van alles is, wanneer hulle die klem skuif van hulle eie geestelike ervarings en hulle eie belewennisse na God se koninkryk en die bekragtiging van die Heilige Gees vir sy koninkryk, dan kom hulle al hoe meer agter, maar die Gees woon in my en hy gebruik my. Ek deel nou in Christus se koninkryk. Ek deel in sy Christusskap, ons is Christene, in die salwing, hy is die gesalfde koning. Ek deel in sy salwing, want die Heilige Gees, sy Gees, woon en werk nou in my vir God se koninkryk in hierdie wêreld. So met ander woorde, sien die groot prentjie, sien wat God in Jesus gedoen het en reeds deur die Heilige Gees in jou gedoen het en sien wat God in die wêreld wil doen
klim jy uit die kern uit. Hoe Jesus gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al die ander dinge sal God voorsorg. Ek sien dit oor en oor in mense se lewens. Hoe minder hulle fokus op hulle self en hoe meer hulle self beskikbaar stel vir die Here en sy koninkryk, hoe meer en hoe makliker, as ek dit so kan sê, lewe hulle lewe wat vervul is met die Heilige Gees, waar hulle bewus is van die leiding van die Heilige Gees en waar hulle bekragtig word vir dit wat hulle in die wêreld doen. Ons is almal uniek. Ons het unieke persoonlikhede. Ons het unieke gawes en talente en vermoëns. Ons het unieke ervarings. En verseker gaan ons hierdie roeping vir God se koninkryk, Jesus se koningskap, ons almal staan op voltyds in diens van koning Jesus. Verseker gaan ons hierdie roeping ook uniek uitlewe. En ek dink dis hoekom baie mense, as hulle dan praat oor hoe die Heilige Gees my wil gebruik in die wêreld, dan begin hulle by gawes. Want daar's uniekheid aan ons almal. En dis nie verkeerd nie. Maar ek wil jou vandag uitnooi om saam met te stap uit Romeine 8 uit. Tot by Romeine 12 waar Paulus dan nou skryf oor die gawes. En 'n paar dinge raak te sien. Eintlik nie baie dinge nie, maar die een of twee dinge is baie groot. En dit is van toepassing op almal van ons. Al gaan ons hierdie roeping vir God se werk in hierdie wêreld, hoe God dinge deur ons ook wil nuut maak en hoop bring. Al gaan ons dit uniek uitleef, is daar tog dinge wat die Heilige Gees ons almal mee wil help en bekragtig, sodat ons saam met die Here kan werk vir sy koninkryk en sy wêreld. En ek wil sommer by die versie begin. In die Afrikaans stel hy dit so: Julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba. Abba is Arameese woordjie of Hebreëse woordjie vir Vader. Ons roep Abba deur die Gees. Dis wat Jesus geroep het in Getsemane. Abba. Hou gou daai prentjie in gedagte en lees jy die volgende vers. As ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Hierdie lewe, die geskenk van die Heilige Gees, dit wat God beloof het, dat hy sy Gees in al sy mense gaan sit, hierdie koninkryk, ons het dit nie verdien nie, ons het nie daarvoor gewerk nie, ons erf. Maar hoor wat sê hy dan? Mede-erfgename saam met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly. Saam met Jesus ly. Jesus roep Abba in Getsemane en hy gee sy lewe vir 'n wêreld, 'n hele kosmos, sê Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. En hoor dan hoe gaan Paulus aan? Dan begin hy praat oor die skepping. 'n Skepping wat uitsien na die dag wat dit volkome nuut gemaak sal word. Tot dan sug die skepping. En dan sê hy, ons wat die Heilige Gees as eerste gawe ontvang het, ons in wie die Gees van God nou woon, ons sug ook. En dan sê hy, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in. So hoor jy van Abba, Jesus, bid, omdat hy wêreld so lief het, die skepping sug, ons wat die Heilige Gees het, ons sug, en die Gees sug ook. Bid. In 'n skepping wat nog wag om totaal nuut gemaak te word, het God nou 'n woonplek, 'n tempel, sy familie. In daai tempel, hoe Jesus gesê, die huis van my Vader sal 'n huis van gebed wees vir die nasies. In hierdie tempel, dis die kultuur, dis die aard van die huis. Ons bid, God het ons in 'n wêreld gesit, en in 'n wêreld wat sug, saam met 'n wêreld wat sug, bid ons vir daai wêreld wat sug. Hoor jy, dis 'n bietjie van 'n ander beginplek.
in Doxadou praat ons van we move from concern to compassion. Ons gee om, want ons weet hoeveel God omgee. Dis hoe Romeine 8 eindig. God is vir ons. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. Omdat ons hierdie prentjie het van 'n skepper wat mens word, sy lewe gee, sodat sy skepping nuut gemaak kan word, omdat ons God in Christus leer ken, en sy gees nou in ons woon, sug ons. Ons bid saam met 'n wêreld. Ons sug nie hopeloos, ja, want ons basis is juis, ons weet wat God gaan doen vir sy hele skepping, hy gaan alles nuut maak. Ons weet Jesus is klaar koning. Ons bid met geweldige hoop en geloof, maar ons hardloop nie weg van die pyn in die wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld en ons sug saam. En die Gees, hoe wil die Gees jou en my bemagtig vir God se werk in die lewe? Die Gees help ons in ons swakheid om te bid. En die bid is nie net by the way nie. Hoe sê die een ou, sy kind, hulle het nou sy kind, hulle kind leer bid, en die aand voor hy na bed toe gaan, kom hy in die sitkamer in. Hy sê, luister, ek gaan nou slaap, en ek gaan bid voor ek slaap, is daar iemand wat iets nodig het? Daar is shoppinglysie, natuurlijk kan ons al ons begeertes vir die Here beken, maar wat is dit nie? Dis eintlik dat ons iets van God se hart optel, van sy liefde optel, en die Gees help ons om van daai plek af te bid. En dan sê Paulus in Romeine 8, waar mense so saam met die Gees sig, saam met die skepping sig, is daar pyn, maar dis geboortepyne. Dit word 'n plek waar nuwe dinge gebore kan word, nuwe drome, nuwe visioene, nuwe strategieë, nuwe take om nuwe skepping in die wêreld in te bring. My vriend, voor jy uithardloop en 'n klomp goed gaan doen, hoor gou, die Heilige Gees wil jou help om te bid vir God se wêreld. Te bid met 'n hart. En as jy dan nou Romeine 8 klaar lees, dan gaan jy in 9 en 9 tot 11, skryf Paulus oor sy eie hartseer. Hy sê, ek praat die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus, in belang van my broers. Dan praat hy nou van sy familie, sy bloedfamilie, die volk van Israel in sy tyd. Hier is pyn, en 10 teenoor is dit sy broers en susters, miskien sy pa en ma, wat nie in Jesus glo nie, hy het hierdie geweldige pyn, maar wat maak hy met sy pyn? Hy sit dit om in gebed. Die Heilige Gees wil my en jou bemagtig, deur ons te help om te bid. En dis 'n ander tipe bid, as net 'n shoppinglysie. Dis omdat ek iets van God begin verstaan, ken, bid ek vir sy wêreld. Met compassion. Ek sug saam, want hy wil dinge nuut maak. Ek het in die week 'n storie gehoor van Jean Thompson, 'n onderwyseres, en sy het aan die einde van 'n skooljaar graad 4 klasie bymekaar gekry, dis nou die tweede dag voor die skole sluit, en nou sê sy, soos al die onderwyseresse nou maar vir laerskoolkinders sê, ek is baie lief vir julle, en mooi gedoen die jaar, en al die mooi dinge vir al die kinders. Maar daar was een kind wat haar geweldig geïrriteer het. Teddy. Hy het nooit deelgeneem aan enige iets nie. Hy het ook net een woord antwoorde gegee. Ja, nee, Hy het ook altyd so gelê sit. Hy was ook nooit heeltemal skoon as hy by die skool kom nie. En na die tyd het sy nou 'n bietjie gaan kyk na sy rekord. Sy moes eintlik toe nou al gesien het, sy verslae, want in graad 2 het hulle al gesê, Teddy is 'n baie belovende jong studentjie, maar hulle kom agter dat hy aggressief is en bietjie opstandig is, en hulle weet sy ma is gediagnoseer met kanker. Volgende jaar was sy verslag, Teddy is 'n goeie student, en hy doen okay in sy werk, maar hulle kom agter dat dinge nie lekker is nie, hy is besig om te onttrek.
Sy ma is hierdie jaar oorlede. Nou is dit graad 4 en sy sê nou maar wat sy sê vir al die kinders. Die volgende dag bring hulle almal persentjies want dit is nou lang vakansie en Teddy bring ook 'n persentjie, maar dit is sommer so in koerantpapier toegedraai. Sy maak al die geskenkies oop, kom by Teddy se is 'n halwe botteltjie parfuum in so 'n gebreekte bracelet. Nou vat sy maar die bracelet, maar die kinders lag en sy besef sy gaan nou iets moet doen en sy vat die parfuum en spuit dit nou maar op haar en sy laat die kinders ruik en so sê almal agter die onderwyseres aan, ja, dit ruik lekker en so gaan hulle nou deur die laaste dag van skool. Toe sê nou die kinders vandag toe hang Teddy rond. En hy kom na haar toe en hy sê vir haar, hy is nou bly sy die geskenkie waardeer en hy wil net vir haar sê, dit was nou, sy het vir hom so lekker geruik vandag, die hele dag, sy het vir hom so sy ma geruik. Dit was sy ma se parfuum en sy ma se bracelet. En toe Teddy uit die klas uitloop, toe val sy daar in trane neer en sy besef, sy het dit gemis. En sy was 'n gelowige en net daar bid sy. En sy beleef iets van, dat van nou af, gaan sy 'n heel nuwe rigting in met haar onderwys. En van die volgende skooljaar af, het sy anders begin werk. Met Teddy, die klasse wat sy vir hom gegee het, met kinders wat sukkel. Toe Teddy laerskool klaarmaak, toe het hy net vir haar 'n notaatjie geskryf en net dankie, en dis dit van Teddy. Toe hy hoërskool slaag, toe het hy weer vir haar 'n briefie geskryf. Tweede jaar universiteit het hy weer vir haar 'n briefie geskryf. Toe hy trou, toe nooi hy haar na sy troue toe. En toe sê hy vir haar, hy wil hê sy moet op sy ma se plek sit, waar sy so gesit het. En Teddy se hele lewe het verander, omdat 'n onderwyseres besef het, daar's 'n ander manier om met mense te werk. En omdat 'n onderwyseres haar werk aan die Here oorgegee het. En gevul met die Heilige Gees, anders begin werk het met kinders. Ek hoor iets van dit in Romeine 8, 9, 10, 11. Die Heilige Gees wil ons help om te bid, met passie te bid, sodat God ons kan lei om op 'n nuwe manier, maak saak wat 'n werk jy doen nie, ons werk vir sy koninkryk te doen. En dit bring ons dan by Romeine 12. Romeine 12 skryf Paulus, op grond van die barmhartigheid van God. As jy dink aan alles wat God gedoen het, die barmhartigheid van God, alles wat ons in die reeks oor gesels het, Jesus wat aan die kruis 'n offer gebring het, sodat elke een van ons nou die inwoning van die Gees kan ontvang. Jesus aan die kruis was soos 'n magneet vir al die donker, vir al die sonde, vir al die boosheid. In elke mens se lewe het hy op homself geneem en nou reinig sy bloed my en jou wat in hom glo, soveel so dat God se Gees in ons kan woon. Ons is erfgename van hierdie missie, die koninkryk van God. Ons lewe nou met 'n doel. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou in Christus, nuwe skepingsmense. Ons lewe nie meer doelloos nie. Al die dinge, barmhartigheid van God. As jy aan dit alles dink, dan sê Paulus, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Voor ons uithardloop en 'n klomp goed doen, gee ons onsself vir die Here. En liggaam in hierdie sin word op so 'n manier gebruik dat dit beteken jou hele self, jou hele mens wees, al jou talente, al jou pyn. God never wastes the pain of his children. Al jou trane, al jou sukkel, al jou vermoëns, al jou gawes, al jou hele persoonlikheid, alles, stel alles tot beskikking van die Here. Hoe wil die Heilige Gees my en jou bemagtig vir God se missie in die wêreld, sy koninkryk?
Hy wil my en jou help om ons totale self aan die Here beskikbaar te stel. En natuurlik help dit jou dan, as jy ook jou uniekhede ken, jou persoonlikheid ken, jou gawes ken, en dis hoekom daai tipe kursusse baie belangrik is. Maar die vertrekpunt is nie ken jouself nie. Die vertrekpunt is, stel jouself beskikbaar, as 'n offer. Nie eenmalig nie, 'n lewende offer. Met ander woorde, oral waar ek gaan, stel ek myself beskikbaar. En die sinnetjie wat saam met dit gaan, want nou in ons Bybels hierso, begin vers 2 nie met 'n en nie, maar in die Grieks is dit 'n en. En julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Ons moet nuut leer dink. Stel jouself beskikbaar, leer om nuut te dink. Hoe wil die Heilige Gees my en jou bemagtig en lei om saam met Koning Jesus, saam met ons Vader in hierdie wêreld te werk vir sy koninkryk? Stel jouself beskikbaar. En ek dink dis hoekom gebed so 'n groot ding is. Dis hoekom ons in Jesus en in die eerste kerk sien, dis een van die eienskappe. Bid, want bid is, hier stel ek myself beskikbaar. Voor ek die dag ingaan, Here, vul my met die Heilige Gees. Hierdie dag is u dag. Alles van my is tot u beskikking vir u koninkryk. Lei my, gebruik my. Stel jouself beskikbaar. En doen dit met elke nuwe dag, of miskien aan die begin van 'n nuwe week, ook begin van nuwe seisoene. Jy het miskien nou getrek in 'n nuwe omgewing in. Vat 'n tyd. Hierdie is nie 'n sprint nie, het jy agtergekom. Stel jouself beskikbaar, leer om anders te dink, en dan sê hy, sodat jy goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. God het 'n plan waarvan jy nou deel is, en is 'n goeie plan. Hy bedoel dit genuen goed. As hy jou deel maak van sy werk, gaan dit goed wees. Nie net vir jou nie, maar vir mense om jou. Dit gaan regtig jou lewenskwaliteit verbeter. Dis hoekom vreugde 'n groot tema aan God se koninkryk is, want mense wat saam met die Here werk, beleef die vreugde van die Here. Maar hoe wil die Gees my en jou bemagtig en lei vir so 'n lewe? Stel jouself beskikbaar. Miskien is dit 'n nuwe seisoen, miskien het jy van werk verander, miskien het jy getrou, miskien is daar nou kinders, miskien het jy nou in 'n ander gemeente begin betrokke raak. Stel jouself beskikbaar. Vat tyd. Sit miskien 'n dag op sy. As dit 'n nuwe jaar is wat aanbreek of 'n nuwe termyn, sit 'n dag op sy en stel jouself beskikbaar. En leer om nuut te dink. Ons moet anders dink, vriende. Ons het nou baie hierdie jaar hieroor gesels. His glory, our story. Een van die grootste dinge wat jou gaan bemagtig, waarmee die Heilige Gees jou wil help, is om anders te leer dink. Leer anders dink oor jou werk. Alle werk is nou die Here se werk. Alles wat ons doen is nou vir sy koninkryk. As jy so leer dink, dan gaan jy ophou om jou lewe in twee te deel. Hier het ek ervarings met die Heilige Gees, maar hier moet ek battle my maat, hier moet ek die dinge laat werk. Hou op om so te dink. Sien Jesus as koning van alles. Sien jou Vader as die skepper van alles wat sê, kyk, ek maak alles nuut. Tel sy hart op. Tel sy liefde op. Vra die Gees om jou te vul met die liefde van God vir die werk wat jy doen. Maak nie saak wat se werk jy doen. Die God is die skepper van alles. Vra hom om jou te vul vir die mense, saam met wie jy werk, en sy liefde om hulle deur sy oë te sien. En van die grootste dinge, hoe die Gees my en jou bemagtig en lei. Ons een dosent het altyd sê, man, wil jy in die gawes van die Gees funksioneer, wees net lief vir mense. En dan is dit vir my treffend, vriende, die oomblik as Paulus praat oor dit, dan praat hy oor die liggaam en die gawes. Soos ons baie ledemate in een liggaam het, nie al die ledemate dieselfde funksie van nie, net so is ons baie een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar, en ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. So hier's wat ek hoor, jy stel jouself eers tot beskikking van die Here en jy begin nuut leer dink en die Heilige Gees gaan jou met dit help. Dit gaan deure oopmaak
laat jy kan sien hoe die Heilige Gees jou gebruik en lei. Ag, en partykeer gaan jy nie eens weet die Here het jou gebruik nie, maar dit gaan uitkom. Dit gaan uitkom, daar gaan vrug wees. Maar hoe oefen ons hierdie dinge? Ons kan nie dit in die wêreld oefen nie. Hoe leer ons om lief te wees vir mense, selfs al is dit 'n teddy wat ons irriteer? Hoe leer ons om mense se menswaardigheid te help herstel? Waar leer ons dit? Ons leer dit in die liggaam. Ons groei in die liggaam sodat ons in die wêreld die liggaam van die gesalfde koning kan wees. Nou, ons kan nie in die wêreld wees nie. So met ander woorde, hoe meer ons groei as liggaam van Christus, hoe meer gaan die impak wees in die wêreld. En vind, daarom kan jy kan nie die missie van God aanpak as jy nie ergens in verbintenis is waar jy help laat ander gelowiges groei. Waar gebruik jy jou gawes? Dat mense kan hoor dat Jesus koning is, in 'n gemeente kan groei, disippelskap kan leer, sodat ons 'n groter impak in die wêreld kom. Waar is jy in verbintenis en gee jy jou gawes? En dis allerhande gawes. Gaan lees maar daai lysie daarso. Profesie staan sommer langs dien. Ons mag ook nie, dit is ook hoe ons anders moet leer dink. Party goed is meer geestelik as ander. Nee, alles is nou tot beskikking van die Heilige Gees. Ek hoor in die week een van ons senior amptenare by ons munisipaliteit, by sy gemeente wys hy die parkering aan. Dis sy dienswerk. So kom ons dink anders, maar hier is die punt. Jy moet in verbintenis met ander gelowiges staan. Groepe, Sondagfeesdienste, sodat ons kan groei. Sodat ons 'n impak in die wêreld kan maak. En as ons praat oor ons impak in die wêreld, Paulus skryf, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Het gaan oor mense. En jy gaan met mense te doen hê, jy gaan vir mense werk, saam met mense werk, jy gaan kliënte hê. Maar as jy wil deur die Gees gelei word, vra die Gees om jou te help, om mense se menswaardigheid te herstel. 'n Predikant vertel hoe hy 'n paar weke terug stap in die straat verby 'n boemelaar. Nou ons almal ken straatmense en boemelaars. En die ou stap met 'n beker koffie, takeaway koffie. En die ou sê vir hom, "Wil jy 'n slukkie hê?" En nou weet hy wat die regte ding is om te doen en hy sluk maar. Hy sluk en toe sluk hy so 'n slukkie. En hy vra toe vir die ou, "Hoekom het jy nou dit gedoen?" Die ou sê vir hom, "Nee, as die Here vir jou iets goed gegee het en is lekker, moet jy dit met ander mense deel." En hy dog toe, ja, die ou het 'n agenda. En hy vra toe vir die ou, "Nou wat wil jy hê?" En die ou sê vir hom, "Ek wil net 'n hug hê." En terwyl hy hom hug, sê hy, beleef hy hoe Jesus sê vir hom, "As jy dit, ek was honger en julle het my geklee, ek was naak, ek het nie kos gehad." So waar kan ek en jy Jesus in mense sien, in hulle nood en goed doen? As jy net daai bril opsit. Dis hoekom ek nie baie hou van charity nie, want charity is hier van die top down. Ons breek eintlik mense se menswaardigheid af as ons net charity, net goed gee. Waar kan ek op so 'n manier teenwoordig wees in iemand se lewe waar hulle beleef, hulle mens wees, maak saak? Want vir God gaan dit oor mense, sodat sy skepping nuut gemaak kan word. En natuurlik is een van die groot dinge as dit by mense kom. Waar is daar mense in jou wêreld wat nog nie weet dat God hulle so lief het en dat hy hulle nooi om deel te wees, deel van hierdie nuwe koninkryk, nuwe skepingslewe, dat hulle ook die Heilige Gees kan ontvang en hulle werk en hulle gesin wees en hulle samelewing en alles
Hierna praat hy, hoofstuk 13 gaan oor die regering, kan jy glo. Alles kan ons nou op 'n ander manier doen. Om deel te wees, of so 'n ander manier doen, in die deelname aan God se koninkryk. So ek hoop dit help jou vriend, present yourself to God, jou hele self. En as jy jouself beter moet leer ken, doen dit dan. Saam met dit, leer om anders te dink. Jesus is koning van alles, God het alles geskep en hy maak alles nuut. Verbind jouself om te groei in verbintenisse saam met ander Christene. Dis hoekom jy by 'n gemeente 'n kommitment moet maak. En dit gaan oor mense. Waar jy ook al gaan, vra die Gees om jou te help om regtig mense raak te sien. En so met hulle te werk. En jy gaan sien hoe die Gees jou met hierdie dinge help, sodat hy jou kan bemagtig. Daai seiltjie vol wind in hierdie wêreld in, vir die missie van God se koninkryk. Karel Barth het gesê as 3 bekerings. Eerste na Jesus toe, tweede na sy kerk toe, derde terug na sy wêreld toe. Mag die Here vir ons as sy tempel regtig help om die plek te wees waar sy liefde vir sy wêreld soos in 'n inkubator groei deur gebed, deur ons wat onsself gee, sodat nuwe dinge in hierdie wêreld gebore kan word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is u tempel. Ons dank u vir u barmhartighede, vir Jesus, vir sy offer, vir die gawe van die Heilige Gees. Here, dankie vir bekering na u toe. Dankie dat u Gees ons nou help om ons totale menswees tot u beskikking te stel. 'n lewende offer, oral waar ons gaan. Ons is u se. Heilige Gees, vul ons, elke een van ons, lei ons. Lei ons veral om nie te dink, Here, oor alles wat ons doen. U is koning van alles. En Here, help ons om commitments te maak en daarby te hou in ons gemeente, sodat ons saam kan groei. Liefde kan oefen en mense in hierdie wêreld kan beïnvloed met u liefde vir hulle. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, was so lekker om hierdie reeks saam met jou te kuier. Ek sien uit na ons volgende reeks oor aanbidding en kom ons gaan lewe hierdie storie van vervulling.